Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. In die kerkraad af, die volgende afkondigings. Ons kollekte onder die diens is vir die barmhartigheid of ons diakonale kas. Ons kollekte by die deure is vir ons dankbaarheidsfonds. Vanmiddag het ons Bybelstudie in Langebaan, 4:30, by Chris en Stella de Klerk. Om die 11de Februarie is daar in Sint Helena weer Kerk Kiki Club. En die 17de is al ons kerklike vergaderings. En dan net een laaste herinnering, die 20ste tot die 22ste Maart is ons gemeente wegbreek of ons gemeente kamp. Ons vra dat almal asseblief wat deel wil wees daar net bespreek vir die 15de Februarie, dat ons moet dan die deposito betaal. Die res van die afkondigings volg dan na die diens. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Liefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste vir sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, eersgeborene uit die dode. Amen. Kom ons staan dan sing ons saam Skrifberuiming 3:3. As loflied. Dag van verlossing, kyk, hy kom. Ons sing saam die eerste 6 verse, daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof uit die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister na die wet van die Here uit 1 Johannes hoofstuk 2 vanmôre. Ons luister en lees saam vanaf vers 12. Ek skrywe vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is in die woord van God en julle bly, en julle die bose oorwin het. Moet nie die sondige wêreld en die dinge van hierdie wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichrist kom. En daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleerdere voorgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word, dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf, en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle, omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leenaar, anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het. Ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. Julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Terwyl ons so bly sit, sing ons saam Psalm 86. Ons sing saam vers 3, vers 5, vers 6, die gebed in vers 6. Leer my na u wil te handel. Ek sal dan in die waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam, door die vrese van u naam. Terwyl ons so bly sit, Psalm 86, vers 3, vers 5 en vers 6.
ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanmôre nederig voor U. Nederig in die besef van wat 'n voorreg ons het vanmôre as U kerk en gemeente, U kinders en uitgeroeptes in hierdie wêreld bymekaar te mag wees en so besonder met U te mag ontmoet. Dat ons so kan bely, waarlik, U is hier teenwoordig. Dankie Here, want dit is 'n voorreg wat U volk oor al die jare na gesmag het. Dit is dit wat ons weens ons eie sonde verloor het, toegang tot U heilige teenwoordigheid. Dat U deur U seun ook daardie toegang weer herstel het. Daarom Here, daarom kom ons nederig voor U. Klein in die besef dat die heilige God, die skepper van hemel en aarde, vanmôre met ons wil ontmoet. Dankie vir daardie voorreg. Dankie dat U in die goedheid en in die liefde en in die genade na ons toe uitreik. Dankie dat U ons roep in ons Here Jesus Christus. En dat U ons saamvoeg as deel van U kerk. Ons bid Here, dat die stem vanmôre helder en duidelik gehoor word. Mag ons al hoe kleiner word en mag U al hoe groter word. Mag ons vanmôre die stem van ons Here hoor wanneer ons uit die woord lees. Ons vra Here dat U oral waar daar eredienste vanmôre is, oral waar U kerk bymekaar kom, dat daar getroue dienaars sal wees wat sê, so spreek die Here, Here. Dat daar getroue kinders sal wees wat luister na U woord. Sny tog in ons harte, vlek dit oop en wys ons ook daar waar ons nog moet verander en bekeer. Maar praat ons ook weer moed in. Dat troos ons deur U Gees, Hy wat die groot trooster is. Vergewe ook al ons sondes, soos ons vanmôre ook uit die woord gehoor het, dat ons moet vlug van die wêreldse begeerlikheid. Want dit is dinge wat verbygaan, en soveel keer bevind ons onsself, dat ons juis vir ons hier op aarde, al mot en roes, dit vernietig, dat ons juis hier vir ons skatte bymekaar maak. Vergewe ons, Here. Help ons om skatte in die hemel bymekaar te maak, daar waar mot en roes dit nie verteer nie, waar 'n dief nie kan inkom en dit steel nie, maar waar dit ewig by U bly. Help ons om deur U Gees al hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van U seun, en louter ons, dat ons weet dat die groeiproses, die heiligmakingsproses, soms ook 'n swaar proses is, want ons moet van onsself afskeid neem. Help ons om dit gewillig te doen. Help ons om vreugde te vind in 'n hernuide lewe in Christus. En vergewe ons sonde, waar ons nog dikwels teen U oortree. Lees Here, ook met ons gemeente, lees met almal wat swaar kry in ons gemeente, waar ons hoor hierdie week van mense wat in die hospitaal opgeneem is, mense wat ook swaar uitslae ontvang het. Here, maar U is die groot geneesheer. Ons verlaat ons ook op U. U is ook ons rots en ons hulp in tye van nood en help ons om na U te vlug in hierdie tye. Wees ook met hulle geliefdes wat hulle bystaan in swaar tye. Bid ook voortdurend, Here, vir ons as gemeente, dat ons 'n lig sal wees wat skyn in die duister. Ons dank U vir almal wat vanmôre hier is. Ons dank U dat U in ons harte voortdurend werk om ons as gemeente so bymekaar te bring. En ons bid ook so, Here, waar daar die is wat voortdurend 'n gewoonte daarvan maak om weg te bly.
ja, wat lou geword het en gewoond geword het, om Sondag nie deur te bring as 'n dag vir U nie, maar as 'n dag om te ontspan. Here, ware rus is nie in hierdie wêreld te vind nie. Ons ware rus is te vind in U. Help ons daarom om ook uit te reik na die wat 'n gewoonte daarvan maak, om nie ware rus op te soek op hierdie dag nie. Maar daar's ook baie van ons in ons gemeente wat nie kan op Sondag kom nie, weens wat se redes ook al. En help ons ook om in liefde en in genade na hulle toe uit te reik. Dankie Here, dat U altyd deur vir ons goed is. Help ons om die goedheid ook meer en meer te beleef, en te smaak en te sien. Lei ons vanmôre in hierdie diens, in hierdie erediens. Mag wat ons sê en wat ons doen vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser, in Christus Jesus se naam. Hy wat die begin en die volëinder van die geloof is, hy wat die eerste en die laaste is. In sy naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Liefdeskos, kom ons lees vanmôre uit die woord van die Here, uit die boek van Openbaring. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling, en ons lees saam in die brief van die gemeente in Philadelphia. Sal nou tydens die prediking ook na 'n kaart kyk waar Philadelphia geleë is. Philadelphia wat beteken broederliefde, die stad van broederliefde, die stad met baie byname. Ons lees vanaf vers 7, Openbaring 3, vanaf vers 7 tot vers 13. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie, wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord, en het jy my naam nie verloon nie. Kyk, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom, wat beweer dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom, en voor jou voete neerbuig, en erken dat ek jou lief het. Dat jy my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. En wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daaruit gaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer, en die naam van die stad van my God, dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal, en ook my nuwe naam, dat die wat oor het luister, na wat die Gees in die gemeente sê. Voordat ons fokusvers saam lees, kom ons sing eers saam, staan, dan sing ons saam skrifberuiming 15:7, vers 1, 2, 5 en 6, dit is 'n beruiming van hierdie gedeelte wat ons ook nou gelees het. Ons sing saam hierdie verse, daarna luister ons na vers 8, ons fokusvers. Onze
Ons fokus vers 8. Die Here Jesus sê, ek ken jou dade. Kyk, ek het vir jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord en het jy my naam nie verloon nie. Broers en susters in ons Here Jesus skryf aan al die 7 gemeentes en begin elke brief met die woorde, ek ken jou dade. Besef u hoe gewigtig hierdie woorde is. En die een wat hier praat, verskyn in die eerste hoofstuk aan Johannes, en wanneer Johannes omdraai om te kyk wie met hom praat, dan val hy neer soos 'n dooie op die vloer. Hy sien die opgestane, verheerlikte Here Jesus Christus in al sy glansryke heerlikheid. Sy oë van vlammende vuur, sy gesig wat brand soos die son, en uit sy mond kom daar 'n skerp swaard met 2 snykante. Dis hy wat vir die gemeente is, dis hy wat ook vir ons gemeente sê, ek ken jou dade. En behoort hierdie woorde nie die vrees in ons harte te bring wanneer ons daaroor dink nie. Hy ken elke gemeente. Hy weet wat in ons harte aangaan. Hy kyk tot daar in die diepste verborge plekke waar ons nog dinge wegsteek. Hy ken ons sonde. Hy ken ons tekortkominge. En uit 5 van die 7 gemeentes sê die Here Jesus ook, ek het dit teen jou. Dit is jou tekortkominge. Maar die Here Jesus ken nie net die gemeentes se sondes nie. Hy is ook goed bewus van hulle swaar kry en hulle beproewings. En dit behoort ons weer eintlik te bemoedig en te troos. Ja, hy deurgrond ons harte en ken ons worstelinge. En op hierdie manier leer ons ook die Here se deernis en sy liefde vir die gemeente ken. In die briewe in Openbaring 2 en 3 is dis nie net lukraak uitgestuur, hierdie een vir daardie gemeente en hierdie een vir daardie gemeente nie. Nee, die Here Jesus skryf dit spesifiek vir elke gemeente in besonder sy boodskap. Die briewe is ook tydloos, nie net vir daardie eerste gemeentes nie, maar ook vir ons. Want in daardie gemeente se omstandighede sien ons ook ons eie omstandighede weerspieël. Vir ons om dus te verstaan wat die Here hier vir hierdie gemeente sê, en ook vir ons as gemeente sê, moet ons vra, wat was die omstandighede in Philadelphia? Die kerk in Philadelphia het baie uitdagings beleef. En hierdie stad het ook so oor die jare baie byname gekry wat deur verskillende mense aan hulle gegee is. En uit daardie byname kan ons ook baie leer van die omstandighede. In die eerste plek leer ons dat hierdie stad op 'n onstabiele tektoniese plaat lê. Vir die wat dit ken, is aan die weste kant van die Oos-Anatoliese voutlyn. En wat dit beteken, is dat daar baie aardbewings was. Die historikus Strabo gee dus die stad die naam die woonplek van aardbewings. Ja, daar waar die aardbewings woon. Tweedens weet ons dat die stad op 'n baie belangrike handelsroete gelê het. Ja, al die handelsroetes wat van Wes-Europa en van Noord-Afrika gekom het, kom dan hier in Philadelphia bymekaar. Daarom het dit ook die bynaam gekry, die deur na die ooste. As 'n handelsstad het dit mense reg oor die wêreld gelok om daar te kom handelsdryf. Mense wat op reis is van al die plekke na die ooste. En hoewel die Griekse kultuur die hoofsaaklike kultuur in hierdie stad was daar mense van alle oorde, gelowe en denkswyses. En boonop was hierdie stad ook bekend vir al die afgodsdiens, die aanbiddingsfeeste vir die afgode wat daar gehou is. Daarom kry dit ook 'n derde naam, 'n klein Athene. Athene wat hierdie groot stad van afgode was. Klein Athene. In kontras dan met al hierdie stadse invloede, met al hierdie groot dinge wat in hierdie stad gebeur, was daar hierdie nuwe gemeente, hierdie klein gemeentetjie. 'n Jong gemeente met net 'n paar lidmate. In die derde plek het die gelowiges in Philadelphia ook ewige vervolging beleef. Was mense in daardie omgewing wat hulle self as die ware volk van God, die ware Israel gesien het. Hulle het die kerk verwerp en nie toegelaat dat daardie mense saamkom met hulle saamkomste nie. In vers 9 sê die Here Jesus dat dit mense is wat beweer dat hulle Jode is, maar dit nie is nie en lieg.
Ja, hulle het hulle self Jode genoem. Dit wil sê mense wat die Here loof. Hulle het hulle self Jode genoem, maar hulle was dit nie. En uit die geskiedenisbronne leer ons dat hierdie sogenaamde Jode in al hierdie omgewings rondom Philadelphia baie ryk was. Hulle het ook 'n goeie verhouding met die Romeinse owerheid gehad en daarom baie invloedryk was. Die Here Jesus noem hierdie mense se plek, hulle samekomsplek, die sinagoge van die Satan. Om dit te verstaan moet ons kyk na wat die Here Jesus in Johannes 8 sê. Daar konfronteer hy die Jode van sy dag, mense wat gesê het, ons is die nageslag van Abraham, maar die Here sê vir hulle, nee, julle het my as die Messias verwerp, daarom is julle steeds slawe van die sonde en slawe van die Satan. In Johannes 8 vers 44 sê Christus dan vir hulle, julle kom van julle vader, nie van Abraham nie, maar van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vaders uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensmoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Sogenaamde Jode in Philadelphia glo dat hulle die burgers en die heiliges van God is, dat hulle die ware Israeliete is. Maar Jesus ontbloot hulle leuns. Hy sê ook wie ten diepste agter die vervolging van die kerk staan, naamlik die Satan. Om dan net saam te vat, gelowiges het gebuk gegaan onder verwerping. Ja, hulle was uitgesluit uit die sinagoge uit. Trouwens, daar word gesê dat die Jode 'n kennisgewing op hulle deur gesê het, dat niemand van die weg hier welkom is nie. Maar die deure is in hulle gesigte toegemaak. Hulle kon ook waarskynlik nie werk of handelsgeleenthede kry nie, want die Jode was invloedryk. En hierdie klein handjie vol gelowiges, hulle moes sien hoe mense letterlik en figuurlik die deure in hulle gesigte toemaak. Die Here Jesus som dan die gemeente se uitdagings op in die woorde, jou krag is min. Wat se krag is daar tog teen die vernietiging van die aardbewings? Wat se krag is daar teenoor hierdie duisende voete wat na hierdie stad toe kom met al hulle magtige en filosofiese denke? En ten opsigte van finansiële krag en van getalle is hulle klein en min. Ten opsigte van hierdie Joodse vervolging wat magtig was en teen die aanslag van die bose, het hulle min krag gehad. En dan lees ons die Here se brief aan die gemeente, 'n bemoedigende brief. Die gemeente het baie uitdagings beleef. Hulle was onder baie druk, maar die Here Jesus sê, ek ken jou dade. Daarom is hierdie brief van Philadelphia net een van 2 briewe waar die Here Jesus niks sleg uitlig oor die gemeente nie. En dit beteken nie dat daar niks in die gemeente was wat verkeerd was nie, maar dat die Here hulle eerder wil bemoedig. Trouwens, byna elke vers in hierdie brief is bemoedigend. Die Here Jesus openbaar homself in vers 7 as die heilige en die ware. Ja, daardie Jode het gedink dat hulle die heilige volk van God is, dat hulle die ware Israeliete is, maar die Here sê nee, ek is die heilige en die ware. As julle my, die waaragtige Messias verwerp, my, die heilige God verwerp, dan is julle nie deel van die heilige volk nie. Hy sê verder dat hy die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal sluit nie, wat toesluit, niemand sal dit oopmaak nie. Dis 'n beeld uit die Ou Testament, uit Jesaja 22 vers 22. Die Here gee die sleutel van Dawid, die sleutel van die huis van Dawid, aan 'n man met die naam Eliakim. Dawid was die groot koning van God se volk. Hy het Jerusalem as die heilige stad gevestig. Hy het daar sy koningshuis gebou en vanuit Jerusalem het hy die hele ryk regeer. Die een wat dus die sleutel van die huis van Dawid het die mag, die regeringsmag oor die hele Israel. Hierdie Jode in die stad het die Christene uit hulle sinagoges uitgesluit. Hulle het gesê, julle mag nie deel kry aan God se koninkryk nie. Maar dan troos die Here Jesus die gelowiges in daardie stad met die woorde, ek alleen het die regeringsmag oor die koninkryk van God. Ja, ek is die ewige en die soewereine koning wat regeer. Ek bepaal wie inkom en wie uitgaan, en ek is ook die hek deur wie jy inkom en uitgaan. In vers 8 sê koning Christus dan, ek het vir julle 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. Hierdie oop deur is 'n vrye toegang tot die troon van genade. Dit beteken 'n deur tot die ewige saligheid, die lewe saam met God.
Christus het homself aan sy vervolgers oorgegee. Hy het gebuk gegaan onder lyding en smart. Hy was ter wille van sy kerk uitgesluit uit die koninkryk van God, sodat elkeen wat deur hom glo en in hom glo, ook 'n oop deur tot die Vader sal hê. Want hy het aan die kruis gehang en betaal vir ons sonde. Die deur van die graf is vir hom toegesluit, maar hy het ook opgestaan uit die dood. In hoofstuk 1 sê hy, ek het opgestaan uit die dood en die dood oorwin, en dit kan nie hierdie oorhand kry nie. Hy het opgevaar in die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader. Daar regeer hy as koning. Nou sê hy vir die gelowiges, selfs al verwerp die mense jou, ek het vir julle 'n oop deur, 'n oop toegang tot my koninkryk gegee. Wie sal dit van julle af kan wegneem? Het maak nie saak of die gelowiges in Philadelphia uitgesluit word. Het maak nie saak of die mense hulle deure toemaak wanneer daar 'n aardbewing tref en sê ons sal julle nie help nie. Het maak nie saak of besighede hulle deure vir hulle sluit en sê ons sal nie met julle handel dryf nie. Die Here Jesus sê, ek gee vir julle 'n oop deur, 'n geleentheid, iets wat niemand van julle af weg kan neem nie. Iets soveel heerliker as dit wat hier op aarde is. En die troos, geliefdes, is dat dit nie net vir die gemeente in Philadelphia is nie, maar ook vir ons. Die Here Jesus se briewe vir die kerke het ook betrekking tot ons. Wanneer dit voel asof ons kragteloos is teen die aanslae van die bose. Wanneer dit voel asof ons eenkant gesit word, verwerp word, uitgesluit word. In oomblikke van vervolging en beproewing. Wanneer dit voel asof ons niks krag het nie. Dan sê die Here Jesus, geliefde, as jy min krag het, word weer getroos in hierdie woorde, ek ken jou dade. Ek het vir jou 'n oop deur tot die lewe gegee wat niemand kan sluit nie. En bring ons dan by die res van die brief. In vers 9 tot 12 maak die Here 4 beloftes aan die gemeente. Eerstens beloof hy dat daar 'n tyd sal kom wat hulle vervolgers tot inkeer sal kom. 'n Tyd wat gaan kom wat daardie sogenaamde Jode in daardie stad gaan besef dat hulle verkeerd was en dat die Here die gemeente liefhet. Maar tog kyk hierdie belofte ook verder na die eindtyd. Die eindtyd sal elke knie buig en elke tong bely dat die Here Jesus die Christus is, dat hy die koning is. En elke gelowige wat reg oor die eeue onder vervolging gebuk gegaan het, sal dan weet dat die Here hulle saak handhaaf. Dat daar 'n tyd sal kom dat die vervolgers gaan moet bely, Christus was koning. Christus is koning. Tweedens beloof die Here dat hy hulle sal bewaar in die uur van beproewing. Vervolging van die Jode, ja, al die aanslae van die afgode in daardie stad, al die invloede van al die ander godsdienste, die gelowiges sal staande bly. En kyk mooi geliefdes, die Here sê nie dat hy hulle gaan spaar van vervolging nie. Trouwens, ons vind hier dieselfde woorde in Johannes 17 vers 15, wanneer die Here Jesus tot sy Vader bid en sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat u hulle sal bewaar van die bose. Weereens geld hierdie troos vir al die gelowiges reg oor die eeue. Maar veral dan aan die einde van die tyd. Hier praat hulle van die uur van beproewing, en wanneer ons dit in Openbaring lees, dan moet ons in besonder dink aan daardie laaste oomblikke voordat die Here Jesus gaan terugkom. Wanneer hy die bewoners van die aarde op die proef gaan stel, wanneer sy oordeel oor hulle gaan val, dan sal die mense, die ongelowiges, hulle harte verhard en die kerk nog meer vervolg. Die Here gaan nie sy kerk uit hierdie wêreld uit wegneem nie, hy gaan hulle krag gee om standvastig daardeur te gaan. Al verloor die gelowiges ook daar in Philadelphia hulle lewe, sal hulle in Christus dit steeds behou. Die derde belofte. Die belofte van die goue draad wat dwars deur die boek van Openbaring leer, kom. Ek kom gou, sê die Here Jesus. Aan die een hand sê hy, ek kom gou, ek is naby aan julle, ek sal gou wees tot julle beskerming. En aan die ander hand is dit ook die groot belofte van die Here se wederkoms. Ten diepste is dit die belofte van sy wederkoms. Ons kan dus as kerk vandag beide troos vind dat die Here beloof dat hy naby elke gemeente is wat swaar kry, naby elke een wat vervolg word, maar ook dat hy gou kom. Jakobus 5 vers 8 tot 9 sê, julle moet geduldig wees,
Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Die 4de belofte. En hy roep vir 'n oomblik met hierdie 4de belofte om dit te kan verstaan, die omstandighede van die gemeente. Een van die stad se byname was die woonplek van aardbewings. Die historikus wat die stad hierdie naam gegee het, skryf hoe daar in 17 na Christus 'n groot aardbewing was wat eintlik die stad plat geslaan het. Al die mense moes gereeld hulle huise herbou, maar veral op daardie oomblik. Op daardie dag het die mense buite die stad heeltemal weer hervestig. En dan sê hy hoe die mense in die stad moes gaan en al die bouval weer moes vat en uit die stad uit moet dra. Gelowiges se lewe was onstandvastig. Die gelowiges se lewe in daardie stad is die heeltyd so op die punt om in mekaar te tuimel. Ja, nie net deur die natuurrampe nie, maar ook die geleenthede en dit wat vir hulle weggevat word. Die vrees of gaan hulle nog 'n blyplek hê? Die vrees of is daar nog vir hulle geleentheid en 'n toekoms in hierdie stad? En saam die verwerping van hulle vervolgers wat hulle die hele tyd uitsluit, die onstabiliteit. Hulle sê vir hulle, ja, julle Christene het nie deel aan God se volk nie. Julle kan nie saam met ons in God se teenwoordigheid inkom nie. Ons is die Jode, ons dra God se naam. Julle mag nie naby Jerusalem kom nie, mag nie naby die tempel kom nie. Maar dan gee die koning, die Here Jesus Christus vir hulle hierdie troos. Aan die een wat oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal nooit weer daar uitgaan nie. En dit gaan nie meer nodig wees om te herbou nie. Ek sal jou 'n standvastige pilaar maak in die tempel, in die teenwoordigheid van my God. Dit sal nie meer nodig wees om uit te gaan nie. Julle gaan nie moet herbou op 'n ander plek, van binne die stad na buite die stad nie. Julle sal standvastig wees. Ek sit vir julle 'n foto op van pilare. Dit is merkwaardig dat hierdie foto van pilare in Philadelphia die enigste oorblyfsels is van die antieke stad. Ja, selfs voor Christus se geboorte is hierdie pilare gebou, en selfs deur al hierdie aardbewings is dit die enigste ding wat nog staande is in die moderne stad. Die Here sê vir die gelowiges, ek maak vir julle aan die een wat oorwin 'n pilaar in die tempel van my God, en hy sal nooit weer daaruit gaan nie. En verder, hou dit 'n verdere belofte in. Die Here sal ook 3 name op hierdie pilaar grafeer. Die naam van sy Vader, wat wys dat hulle waarlik sy kinders is. Die naam van die nuwe Jerusalem, wat wys dat hulle burgerskap in die hemel is, en dat hulle deel is van die hemelse koninkryk. En dan ook Christus se nuwe naam. Daar is baie gespekuleer oor hierdie name, geliefdes. Ons sal eendag weet, as ons volhard, wat hierdie naam is. Onthou dan, geliefdes, dat hierdie beloftes ook vir ons geld. Die Here sal ons saak teenoor ons vervolgers handhaaf. Hy sal ons geloof beskerm, sy koms is naby, en aan die een wat volhard sal 'n permanente plek in sy teenwoordigheid hê. En dit bring ons by ons laaste gedagte. Christus bemoedig die gemeente in Philadelphia. Hy gee vir hulle wonderlike beloftes. Onthou waarmee hy begin het. Hy sê vir hulle, ek ken jou dade. Hy skets 'n doelbewuste kontras tussen die mense wat sê dat hulle Jode is en tussen die ware gelowiges. Die mense, die sogenaamde Jode, hulle beskik oor die wet en die profete. En al hierdie wet en die profete wys dat Christus word in hom vervul. Maar hulle ontken Christus. Hulle het geroem op die uiterlike. Ek kan my geslaglyn terugtrek na daardie ou of na daardie ou. Ek kan wys dat ek 'n Jood is want ek is besny. Ek het hierdie uiterlike teken van my wetsonderhouding, wat ook al hulle gesê het. Die Here leer ons dat 'n ware Jood nie iets uiterlik is nie, maar innerlik. Die ware Jode is die mense wat God loof. Iemand wat in Christus glo, iemand wat deur sy gees gebring word om Christus te aanbid. Paulus sê in Romeine 2, so iemand, so 'n ware innerlike Jood, so iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. En kyk net hoe loof die Here Jesus die gemeente in Philadelphia. Vers 8 sê hy, julle het min krag, maar ek loof julle, want julle het my naam nie verloon nie, en julle het aan my woord vasgehou.
En vers 10 sê hy, julle het volhard, julle het my opdrag om te volhard vasgehou, en daarom sal ek julle bewaar. Dan die oproep vir hierdie gemeente. Vers 11, hou net vas wat julle het. Ek het vir julle oop deur gegee, hou vas, onverskrokke vas daaraan, sodat niemand julle die oorwinnaarskraans kan wegneem nie. Die beeld is die van 'n oorwinnaarskraans wat op jou kop gesit word as jy volhard aan die einde van die atletiek. Die een wat volhardend hardloop met sy oë gefestig op Christus, hy ontvang die lewe saam met God. En dan vers 12, die oorwinningsbelofte. Die een wat eindtyd volhard in die geloof, hy ontvang 'n permanente, gevestigde plek in die teenwoordigheid van God. Ek sluit af. Here sê, laat die wat ore het luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Jy, geliefde suster, wat getuister word deur die bose, maar nie Christus se naam verloon nie. Jy, geliefde broer, wat swaar kry, onder vervolging gebuk gaan, maar wat nie die naam van die Here verloon nie, en vasbly hou aan sy woord. U, geliefde gemeente, wat gehoorsaam sal volhard, ondanks al die swaar kry en onstandvastigheid van hierdie wêreld. Here sê ook vir jou, ek ken jou dade. Volhard dan daarin, en wees bemoedig en getroos. En die Here sê, ek kom gou, hou net vas aan wat jy het, sodat niemand jou die oorwinnaarskraans kan wegneem nie. Kom gou, Here Jesus. Kom tog gou. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die wonderlike bemoediging. Ons dank U vir die troos van ons Here Jesus Christus. Ons dank U dat U ons 'n geopende deur gee, toegang tot die ewigheid wat niemand en niks in hierdie skepping ooit dit van ons kan wegneem nie. Wat kan ons skei van die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is? Niks nie. Help ons, Here, met die troos en hierdie bemoediging van ons Here Jesus en ons koning in ons harte saam te dra. Help ons om getroos te word wanneer ons swaar kry in hierdie lewe. Wanneer alles rondom ons uitmekaar uitskit en ons onstandvastig voel, help ons om te weet dat U ons 'n vaste plek gee. Ware standvastigheid in ons Here Jesus Christus. In sy naam bid ons hierdie gebed. Amen. Liefdes, ek gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte. Daarna sing ons saam Skrifberuiming 5:4. Kom ons staan, dan sing ons ten slotte saam Skrifberuiming 5:4, 'n beruiming van Romeine 8. Ek lees vir ons vers 3 en vers 6. Wie sal ons van die skuldstraf vry van Christus in sy liefde skei? Verdrukking of vervolgingsnag, benoudheid wat ons hier nog wag. En in vers 6. Geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks om ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. 'n Geopende deur wat niemand kan toemaak nie. Ons staan en sing ons saam Skrifberuiming 5:4 vers 3 tot 6. Daarna die seën van die Here. Hier nog
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.